come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance. Het is my absolute wonderlike voorreg om vanoggend hier te kan wees. En my gemoed is baie vol, so die trane lê vlak, maar want ek het 'n ongelooflike hart van dankbaarheid en teenoor ons God en Vader in die eerste plek, ons gemeente wat so kosbaar eintlik ons vangnet is, al sien hulle ons so min. Ons het in Vredendaag gekom en ons was eensaam en die Here het mense om ons op ons pad gesit om ons lewe in te kleur en vol te maak. En ek dank die Here daarvoor. Ek het nie, as jy vir my 4 jaar terug gevra het of ek ooit weer gaan sing, sou ek vir jou gesê, nee, dis nie moontlik nie. Maar vandag eer ek die Here vir die genade wat hy gegee het, dat ek weer kan sing. En dit is 7 jaar later, is 'n wonderlike getal, die 7 getal, die volmaakte getal, om na 7 jaar 'n nuwe album te kon opneem, wat vir die mens onmoontlik is, en vir die mediese onmoontlik was, is vir God moontlik. En daarom staan ek vanoggend in soveel dankbaarheid teenoor ons Vader, dat hy vir my gesond gemaak het, dat ek vandag hier kan staan. En daarom het ons die nuwe album genoem, Here, ons sien U oral om ons. En ek is bevoorreg, weet julle wat, ek het agter die gordyne, het 'n klompie, ons het 'n trio, en die van julle wat nog nie in 'n trio betrokke is by die gemeente, die vra asseblief vir pastoor of Ronel, oor die trios, is wonderlik, ek het 'n wonderlike trio ondersteuning, en baie dankie vir jou, Lenore, ek is so bly ek is deel van jou trio, ja, vir elke ene, wat, vir dit wat julle agter die gordyn gedoen het, en wat julle reggemaak het, om na die tyd, vir die broodjies en die lekker koffie, so baie dankie vir elke een, en dan besonder vanoggend vir my kinders, dankie sê wat vanoggend hier is, wat sy hart ook vir hulle ma en pa is. Ek eer julle, en ek het 'n lied geskryf, en die lied se naam is Voetspore. En baie keer as ek terugkyk na my eie lewe, dan sal ek nie wil hê my kinders moes in my voetspore gevolg het, sekere maniere hoe ek opgetree het, of hoe ek dinge gedoen het, maar vandag kan ek vir die Here dankie sê, dat hy ook my voetspore verander het, om goeie voetspore te loop, maar wat ek ook die voorreg het, om ander se voetspore te loop. So dankie vir julle, wat hier is, dankie Alexander en Daniel, Jos en Handlie, vir julle, ek waardeer julle, gee die Here al die eer. En daarom wil ons van hierdie oggend wil ek begin, ons gaan die Here loof en prys. Ek gaan julle saam met my die Here loof en prys. Ek het sommer 'n lekker medley opgeneem, en hy begin met, ons het hom dankie Via, sy het hom vir ons teen die bord gaan gooi, dat ons lekker kan saam sing, en ek wil ook elkeen van julle dankie sê, wat 'n stukkie van ons lewe is. Dankie vir julle. En hier kom ouma se kleinste, pastoor het gesê, dis anders vanoggend die diens, en dit is anders. Is hy nie kosbaar nie? Ja, ouma se kleinste kind. Die ander sal so met die loop van die oggend, dat hulle my gevra, ouma, kan ons by jou kom staan? Toe sê ek vir hulle, ja, ons sal vir julle geleentheid gee, soos die laaste liedjie sing, dan kan julle by ouma kom staan. So, kom ons gaan die Here loof en prys, en ons begin met hierdie lied wat sê, verlustig jou in hom. Hy kyk nou, wat is hierdie? Okay. Ouma gaan staan 'n bietjie sê, hande met mekaar, laat hy. Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom. My Jesus kan alles doen, ja, alles doen. My Jesus kan alles doen, ja, alles doen.
is 'n ou bekende lied, maar hy het vir my 'n werklikheid geword en 'n waarheid geword in my lewe en in ons lewe. En weet julle wat, wanneer mense deur 'n moeilike tyd gaan, dan sien jy nie die moeilikheid. Jy sien nie die moeilikheid, jy sien nie die swaar, jy sien die swaar en die twyfel en die ongeloof, dit sien jy raak. En die oomblik wanneer jou fokus begin draai, dan wie dit alles gemaak het, dan verander alles hier binne in jou. En ek moet bely, dit het vir my 'n ruk gevat. Dit het vir my werklik 'n ruk gevat. Ek gaan nou vir julle vertel oor, maar ek wil eers my koning die lof en die Here gee. En vir hom sê, Here, daar is niemand soos U nie. Amen. So kom ons sluit ons oë en verlustig jou met. En hierdie oomblik in die Here, het sê sommer vir hom, terwyl jy jou oë sluit, Here, dankie dat ek kan sien. Here, dankie dat ek kan hoor. Here, dankie dat ek wanneer ek buite is, U kan beleef. Dankie dat wanneer ek my mense om my sien, dat ek U sien in hulle. Here, wanneer ek in my gemeente is, dat ek U sien in hulle, wanneer ek in my kinders U sien. Sê vir hom dankie. Waar ons daai is. Kom ons lê die oor. Oh Lord my God. How great thou art. Ekskuus tog. Ekskuus julle, dis 'n nuwe goed. En so my Jacobi soek nog. Maar hy gaan nou daar wees. Then
my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Sing samen. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! 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 Halleluja! Kom ons gee hom nog 'n keer. Die vertel 'n storie. En terwyl ek siek was, was daar een ding wat die Here vir my 'n paar goed het my gesê, maar een ding wat gebly staan het hy vir my gesê, al wie ek het, is hy. Hy is my beste vriend. Daar's niemand soos hy nie. En ek onthou in my tyd dat ek glad nie kon praat nie en so gefrustreerd was van om iets net te kan sê. Sal ek nooit die dag vergeet en ek dink ek het al van julle vertel, my man hy praat nie hard met my nie. Hy praat nie hard nie, hy kan nie hard praat. Ag, dit is net amazing, ek dank die Here vir hom. Maar in elk geval, en weet julle wat, hy het vir my vir 4 jaar versorg, sonder om een keer te kla. Nie een keer het
hy gekla nie. Nie een keer het hy gesê, hy kan nie meer nie. Hy het dit vir die Here gesê, maar nooit vir my nie. En ek dank die Here daarvoor. En ek onthou die dag, toe hy ewe skielik voor my staan, ek onthou, want ek het vreeslik moeilik geloop, ek kon nie loop nie, so ek het my een kant, kon ek glad nie gebruik in my regterkant, en my linkerkant, is iets waar ek moes vashou, as ek loop, so my balans was, ek nie my balans gehad nie. En ek onthou die dag staan hy ewe skielik voor my, en hy sê in 'n harde stem wat ek nie ken nie, dat ek skoon skrik, en in hierdie kant was ek heel doof, so nou moet julle weet, hoe hard hy gepraat het, ek vir hom gehoor het, en hy sê vir my, Blom, maar ek skrik so groot, en ek kyk vir hom net so groot oor, en hy sê, jy moet begin sing. Nou julle, kyk, ek kan praat, en ek kan nie praat daai tyd nie. Hy sê, ek haal nou in vir die keer dat ek nie kon praat nie. Maar in elk geval, en hy sê vir my, en ek kan nie vir hom trust nie, en al wat uitkom was, hy sê, jy kan maar met my beklei nes jy wil, en hy wys daai kort vingertjie vir my onder my neus, en hy sê, maar ek sê vandag vir jou, God leef in die lofsange van sy volk. Amen. En hy draai net daarom en hy loop. En ek dog jou onbeskofte mens. En julle, terwyl ek oordink hierdie goed, is iemand wat vir my skillery gemaak van 'n lied wat ek geskryf het, Koningskind. En toe ek so stap in die sitkamer, toe hang die skillery. Baie keer berei God ons voor vir 'n pad wat ons nie bewus is van nie. En ek sê dit weer, baie keer bid ons in moeilike omstandighede, dan antwoord die Here vir ons, maar hy antwoord nie vir ons soos wat ons gedink het. Hy gaan antwoord nie ons prentjie en God se prentjie lyk heeltemal anders. En ek onthou dat ek so opkyk na die prentskillery toe, hoor ek hoe sê die Heilige Gees vir my, dit wat jy in die spieël sien, is nie wie jy is nie, want my gesig was heel verwronge. En ek het hierdie prent gekyk, en in daai oomblik hoor ek hoe die Heilige Gees vir my sê, ek is God, El Roi, wat jou raak sien, klim uit onder die bos, want op daai stadium van my lewe het ek die Here gesoek wat om my te kom haal, want ek beteken niks. Ek beteken niks vir niemand nie. Ek kan niks doen nie, ek is eintlik 'n las, my man en my kinders. En ek het die Here gesoek wat om my te kom haal, en daai oomblik sê die Here vir my, klim uit onder die bos, ek is El Roi wat jou raak sien. En ek het 'n keuse gehad om te maak, en vandag nog oud wil ek vir jou sê, ons het keuses te maak in ons lewe. Ons kan aan enige kant toe draai, ons kan gaan waar die Here ons lei, of ons kan kies om die ander kant te gaan, nie te hoor nie. En ek is seker van, as ek gekies het om onder hy bos te bly, was ek verseker vandag nie meer hier nie. Maar hy oomblik toe die Heilige Gees posvat hier in my binneste, toe sê die Here in my gedagtes, ek kies dan vandag om U te loof ten spyte van. Julle mens moet versigtig wees wat jy sê, want om God te loof ten spyte van is nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Dit lyk maklik en dit klink lekker op die oor, maar dit is nie maklik nie. En terwyl ek stap, ek kon nie baie vinnig beweeg nie, so ek het geskarrel, en terwyl ek stap, gebeur iets in my keel. Nou verlang kon ek nie praat nie, kon net geluide maak, en dit klink toe so, en ek onthou, ek het later die dag, ek het altyd baie, omdat ek so geweldig pyn gehad het, het hy baie sag altyd aan my gevat, en hy vat so sag, en hy sê, Blom, en ek sê, hy sê, Blom, dis 3 uur in die oggend, jy kan môreoggend verder sing, en jy kan 'n ander liedjie sing. En ek wou toe vir hom sê, maar kan as ek praat nie, maar jy het gesê, ek moet sing. En nou dat ek sing, nou wil jy my keer. Maar ons het ek nie dit gesê nie. Maar daai oomblik is iets in my binneste gebore, van dankbaarheid, dat ek nog mense om my het. Ek het nie so vasgekyk meer in dit wat ek nie kan doen nie, maar begin vaskyk in dit wat kan gebeur. Dat dit wat dokters gesê het, 8 jaar, hoef nie 8 jaar te wees nie. Met die Here se tyd is nie ons tyd nie. En in daai oomblik toe gee die Here vir my hierdie lied. En ek wil vanoggend vir jou hierdie lied gee van bemoediging. Ons hele afgelope 7 jaar se tyd van hoop. Dit was 'n moeilike tyd.
Maar uit dit alles is hoop gebore. Is voetspore gebore. Mense wat voetspore in ons lewe gelos het en nog steeds los. Daar's blydskap gebore, vergenoegdheid, met dankbaarheid van tevrede met wat jy het. Soveel goed word gebore wanneer ons oë wegdraai van ons omstandighede af. En daarom wil ek vir jou bemoedig vanoggend met hierdie liedjie wat sê, die enigste vriend wat ek en jy het, sy naam is Jesus. Dankie. Ons het, baie van julle weet het, ons het op 'n plaas gebly daar in McGregor. Ons het van vrede daar getrek en dit was een van die blyste oomblikke in my lewe. En ek het dit al bely, maar dit was een van die blyste oomblikke in my lewe om net uit vrede daar uit weg te kom. En terug te gaan, ek het nou eendag vir iemand verduidelik, dat ons is soveel jaar, my liefkind, ons was soveel jaar, was ons in Robertson 'n deel van die gemeenskap en in McGregor, so ons het 'n ongelooflike span mense om ons gehad, ouens wat ons regtig gedra het en ouens wat daar was vir ons. En toe ons nou uiteindelik kon teruggaan, ek onthou ek en Jaco het in 3 dae gepak en getrek.
Dit was onmoontlik, maar dit was moontlik by ons toe. So ons het letterlik gepak, getrek, al ons goed gaan aflaai op die plaas en ons is weg en ons het 2 maande later huis toe gekom, daai Desember. En ek onthou ek vir die Here vra dat ons terugkom, sê ek, Here, kan ons asseblief net so 2 maande rus. En my man het gesê, ek mag nooit weer vir die Here vra om te rus nie, want 2 maande het 4 jaar geraak. 'n Mens moet versigtig wees wat jy vir die Here vra. In elk geval, intussen daai tyd het ek baie siek geraak en Jaco moes my voltyd versorg, so ons kon nie werk, hy kon nie ook nie werk nie en ons was totaal en al afhanklik van die Here, ook in daai stadium van ons lewe. En toe ons gee hulle vir ons kennis dat ons van die plaas af, van die bestuurder het 'n hartaanval gekry en lang storie en ons moet af en ewe skielik het ons weg en ons weet nie waartoe nie. En ek onthou daai aand, ek en Jaco ons het in die kampterrein geslaap. En ek sal dit nooit vergeet nie. Julle weet ek het nooit, terwyl ek siek was vir die Here gevra, hoekom het ek dit gedoen nie? Hoekom het ek siek geraak nie? Nooit nie. Maar daai aand toe ek op daai ysterbedjies lê en ek weet nie waartoe om te gaan nie, en ons weet nie waartoe nie, het ek skaam vandag, as ek vir jou moet sê, het ek vir die Here gevra, hoekom doen U dit? Ek onthou ook gesê, Here, my lewe is vir U, ek is uitverkoop, ons lewe is uitverkoop vir U, al wat ons wil doen is om evangelie te verkondig. Hoekom het ons nergens heen om te gaan nie? Hoekom laat U dit toe? En ek onthou hoe die Heilige Gees in my oor vir my sê, hoekom nie jy nie? En ek het skaam gekry. Ek onthou Jaco het sy arm so styf om my lyf gesit. Ons het op 'n enkel bietjie gelê. Sy het so styf om my nader getrek en ek het vir hom gesê, "Waartoe gaan ons gaan?" En ek onthou hy vir my sê, "Blom, ons gaan net gaan waar die Here vir ons na toe lei om te gaan." En die volgende dag lei ons voor en 'n vriend van ons sê vir ons, "Jaco, waar is julle?" En Jaco sê, "Hoekom?" En hy sê, "Maar ek het vir julle 'n plek om te bly. Ons huis is in die mark, hy gaan verkoop word, maar vir tyd en wyl hy verkoop word, kan julle daar gaan bly." En dit was 2 van ons wonderlikste jare in Struisbaai. Dit was wonderlik om daar, dit was wonderlik om te heel daar, fisies en ook by die spanning was die hele tyd daar, wat van, elke keer as iemand kom kyk na die huis, dan dink jy, waartoe gaan jy nou? En ek onthou, een oggend kom ek in die kamer, in die sitkamer, en die huis sit so op die see, is eintlik 'n lieflike plek. En ek kom daar, en ek toe ek vir Jaco sien, toe lyk sy gesig anders. En ek kyk vir hom, sy gesig, ek sê, "Bob, is jy alright?" Hy sê, "Ja." Ek sê, "Wil jy my iets sê?" Hy sê, "Ja, die Here het met my gepraat." Ek sê, "Maar wat het die Here vir jou gesê?" Hy sê, "Ek het vir die Here gevra, maar sien U dan nog vir my en Lizzie? Weet U dan nog van ons? Sien U dan nie dat ons swaar kry nie? Waar is U, Here, in alles?" En hy sê, toe antwoord Jesus vir hom, en hy sê, "Ek is oral om jou. Ek is oral om jou." Hy sê, en wat gebeur die volgende oomblik? Sy vinger, hy gryp 'n stuk papier en hy begin skryf. En hierdie liedjie wil ek vanoggend met jou deel. Hierdie lied, en toe hy die lied skryf, toe sê hy vir my, "Blom, hierdie moet 'n opgewekte lied wees. Hierdie gaan nie 'n tranerige lied nie. Hierdie lied sê, Here, ek sien U oral, die opgewondenheid. Mamma, moenie worry nie, hy is fyn nie by my, moenie los hom." En as dit omval sodra, dan tel ons hom net weer op. So dis ook, hy het bestudeer alles, om te kyk wat werk en wat werk nie. Gelukkig is hy nog hierdie, so hy sal dit vinnig uitfigure. Maar in elk geval, so ek wil graag met julle hierdie lied deel. Hierdie lied se naam is, Here, ek sien U oral om my. Geniet hom saam met my. En sê sommer vir die oomblik, hierdie oomblik, in jou omstandig vir die Here, in hierdie omstandigheid waarin jy beleef, terwyl ek hier tussen julle loop, beleef ek, daar is soveel stikkendheid, daar is soveel bekommernis en pyn. Vanoggend kom die Here en hy sê, ek weet van jou. Ek is Elrohi, wat jou raak sien. Ek ken jou. Ek weet van jou. Dankie Bobby, gaan ons. Ek sien die mens geskape na die beeld, familie wys na U. Kyk na die see, natuur en sterreruim, dan sien ek U
te ver. Ek sien die wêreld om my hele hoop, die sien. Ek sien die wêreld, Jesus om my, die is reeds waar ek gaan. Ek sien nie in my boot, was storms vloed, my sy en in die hand, en liefde en genade is die daar om my deur alles te dra. Ek sien die wêreld om my suksel, my enige hoop, Jesus is hier. Ek sien die wêreld, Jesus om my, die is reeds waar ek gaan. Julle kan weet ek hoe verstaan, hè? In my hart seer en bekommernis, die lig skyn altyd daar, en 'n gebroke wêreld is hier daar, as ek my oë toemaak. Hier gaan ons. Ek sien die wêreld om my enige hoop, Jesus is hier. Ek sien die wêreld, Jesus om my, die is reeds waar ek gaan. Ek sien die wêreld om my enige hoop, Jesus is hier. Ek sien die wêreld, Jesus om my, die is reeds waar ek gaan. Die is reeds waar ek gaan. Halleluja. Halleluja. Van my en ons lewe. Ek dink julle na daai oomblik, toe Jakob die openbaring gekry het, sommer net wonderlik gegaan? Nee, ons prentjie en God se prentjie lyk nie dieselfde nie. En daarom wil ek hierdie lied met julle deel, 'n stukkie ook van my getuienis, die pad wat die Here met my geloop het net daarna. En ons het ernstig begin bid en vir die Here gevra. En ek wil weer vir jou sê, wees baie versigtig wat jy vir die Here vra. En ek sê, Here, kan jy asseblief vir ons 'n plek gee om te bly? Ons is bereid om enige plek te gaan, behalwe Vredendal. Here, as ons vir U kan vra, asseblief, U kan vir ons enige plek na toe stuur, ons wil net nie Vredendal toe gaan. En ek onthou so op die laaste nippertjie, julle wat ons al ons goedjies was ons nou maar gestoor, dit was gestoor gewees, ons het letterlik maar 'n tas of 2 aan die begin gehad, maar met die loop van die 2 jaar het 'n paar goedjies bygekom, hier en daar 'n dingetjie, die papegaai het dieselfde gebly, hy is ook hier saam met ons, wat wonderlik is, hy is ons bekeer, sy naam is Petrus Simon Petrus, en so in elk geval, so hy travel maar saam, maar in elk geval, en ek onthou, stop daar 'n lorrietjie voor ons deur. En ek onthou die aand dat ons gebid het en vir die Here gesê, Here, ons wil vir U kom vra dat U ons kinders, dat U vir hulle in die holte van U hand sal hou, dat U ons kinders sal beskerm, dat U hulle siele sal red, Here, dat ek het hierdie prentjie gesien van hier's ons in die hemel en die wat buite staan. En ek het gesê, Here, as U vir ons wil gebruik in ons kinders se lewe, ons is beskikbaar, wees versigtig wat jy vra, en nie stop 'n lorrietjie voor. Ek sien die minste ons Joshua kind. Ons sien hom miskien 1 keer 'n jaar, en ons sien ons die 2 kleintjies, sien ons verskriklik min vir hom in hande. En daar stop die lorrietjie voor die deur, Vredendal se lorrietjie. Klim mamma, klim papa, pak, ek het vir julle 'n plekkie. En ons is Vredendal toe. En ek onthou, die eerste 2 maande, julle het ek skaamteloos gehuil, ek het gerebelleer, ek wil nie hier wees nie. En ek het al baie lesse geleer by my kinders. En
En ek onthou my verjaardag verlede jaar, waar die kinders het vir my so spesiaal gemaak, en ek onthou toe ons daar sit by die tafel, en ek kyk so rondom my, en ek sien hoe skatryk ek is. My kinders is rondom my tafel. My kleinkinders is rondom my tafel. En julle weet wat gebeur wanneer jou omstandighede, wanneer jy wegkyk van die omstandighede, jou ongelukkigheid, en begin dankie sê vir wat jy het, dan verander alles. En ek onthou ons terugry, en ons lê die aand in die bed, en is bitter koud geweest verlede jaar, my man teen Vredendal, en ons lê daar, en terwyl ons lê, ons trek onder 7 komberse, van ons het daar waar ons eers gebruik, het baie koud geweest, maar ag, nou lê ons onder hierdie komberse, en ewe skielik sê ek vir Jakob, ek sê, Pop, weet jy, ek is so jammer vir mense wat vanaand buite slaap. Hoe moet dit vir hulle voel? Of om in 'n sinkhuisie te slaap, hoe moet dit vir hulle voel? Ons is bevoorreg, ons het net 7 komberse op ons. En weet wanneer jy begin dankie sê vir dit wat jy het, nee, dan verander jou hele postuur en jou alles in jou binneste. En ek onthou ons later regop sit. En ons begin, en ek sê vir Jakob, kom ons bid, ons sê vir die Here dankie, en ons begin vir die Here dankie sê, vir sy goedheid, vir sy guns, vir sy genade, en ons vra toe vir hom, Here, sal U nie vir ons ook 'n ou plekkie gee, waar ons kan rus, 'n rusplek nie. En ek dink dit was 'n klein bietjie dag later, toe gee die Here vir ons hierdie huisie, en ons is so gelukkig. Ons is so vergenoeg. Julle, ons mis nie al die goed nie. Ons het baie van die goed weggegee, verkoop, ons het niks nie, net daai bietjie wat ons het. En ons is verskriklik dankbaar. En ek onthou in Oudtshoorn is, en ek vra vir die Here, en ek sê, Here, wat wil U hê, moet ek doen? En die Here sê, jy moet by die kruis uitkom, my kind. En ek dog, en die Here gee vir my hierdie liedjie, maar ek ken hom nie, en ek sê, Here, maar ek ken glad, en hy sê, wanneer jy kniel, is die oomblik wanneer ek jou gesond maak. En daai oomblik dat ek hier staan, ek staan hier voor die kerk, en my man sê ons altyd, ek dink nie wat ek sê nie, dit wat hier van bo af kom rek by my mond uit. En terwyl ek daar staan, en ek sê, maar jy sê 'n kruis, en toe ek langs my kyk, toe staan hier een enorme kruis. Wanneer God ons naby aan hom, die woord sê, hy trek ons na hom toe. En hoor en ek sê, Here, ek sal eers kniel, en daar het my genesing ingeskop. My genesing van dankbaarheid, my genesing van vrese wat ek gehad het oor. Ek sukkel nog 'n bietjie as mense vinnig ry, of so, maar ek is dankbaar. Ek is verskriklik dankbaar, en daarom hierdie ou liedjie, wil ek vir jou vra, deursoek jou eie hart vanoggend. Is jy dankbaar vir waar jy bly, vir waar jy is? Julle, ons adres bepaal nie wie ons is nie. Ons van bepaal nie wie ons is nie. Maar die feit dat ons in Christus kan wees, dat hy ons koning is, en die feit dat hy in ons lewe is, dit bepaal waant ons op pad is. En ek wil vir jou aanmoedig vanoggend, ek wil vir julle sê, ons het die wonderlikste tye in Vredendal, ons het die wonderlikste vriende ontmoet. Party naweke raak ek afgehaal as ek 'n oproep kry om te sê, wat maak julle nie? Dan kry ek eers 'n paar, wat maak julle vanaand? Nee, ek is sommer lus om 'n vuur te maak, of nee, ek gaan sommer 'n pot maak, as die pot is, dan is ek eers daar voor die pot begin. En hoe wonderlik om tyd saam met ons kinders te kan spandeer, hoe wonderlik om verhouding te bou met ons kinders, met ons kleinkinders. Ek glo dat dit is waar die Here vir ons op hierdie stadium wil hê. En totdat hy sê anderster, sal ons gaan na waar hy ons lei. En vanoggend, ek het die voorreg om vir my baas te werk ook, al is hy my seun. So dis lekker. Sy pa werk ook daar, maar hulle ry meestal rond. Ek lag nou die dag. Jy weet, Jakob kan 'n pyn hier en 'n knie seer en alles, maar as jy hom sê, gaan pappa saam. Nee wat? Dan maak jy daai knie niks. Gat hy. Hy gaan saam. So, maar wat 'n voorreg het ons om 'n deel te kan wees ook
van hulle lewe en hulle in ons lewe. Ek gaan nou vir julle vertel van die serie, maar ek wil eers hierdie lied sing. So, ek wil sommer vir jou vra, dis miskien teen mekaar vanoggend, maar gaan dit alles na mekaar toe bring. Maar dit is mos 'n anderste oggend. Ek wil graag my liedjies van hulle met julle deel. Ek kan ongelukkig nie al 17 deel nie. So ek gaan net so 'n paar kies. Pastoor moet maar vir my tyd wys, nee, as hy sê, is nou klaar. Maar in elk geval, as jy honger raak, of die hoender roep of so iets, wys maar, of koebaai of so iets. Maar ja, ag, hierdie is 'n kosbare lied, en ek dank die Here dat die oomblik en op my pad, al is ek gered, julle, al dien ek die Here, maak ek foute. Amen. Twyfel ek soms, raak ek ongelowig. Jy weet, as jy 'n lang pad aankom en wonder wanneer en hoe en ek onthou, ek gaan gou vir julle ietsie vertel wat vir my kosbaar was. Een aand het ek en Jaco, julle en ek besef dit is ons eie skuld ook, want ons sê baie keer vir mekaar, of wanneer ek getuig is, sê ek, raak betrokke in mekaar se lewens. Dat julle kan weet wat in mekaar se lewens aangaan. En ek weet ons is skuldig, ons gaan nie sommer na iemand toe gaan en sê ons het nie brood nie. En ek onthou die spesifieke aand hier, terwyl ons daar is, en ek en Jaco, dit was baie moeilik gegaan. En ons was natuurlik te trots om te sê, maar kan julle ons help? En ek onthou ons foonlyn. En hier kom 'n wildvreemde vrou. Sy sê vir julle vreemd, die man naam is Jolantie. Kom bring sy 'n brood wat sy gebak het. En hoe die Here daai oomblik vir haar gewys het om vir my en Jaco brood te bring. En ons het nie brood gehad nie. En ek dank vandag die Here vir mense wat nie net na homself kyk en die Here het ons ook daardeur geleer. Moenie net na jouself kyk nie. Kyk dieper, kyk rondom jou, wees daar vir mekaar. En ek wil graag hierdie lied met julle deel. Dankie Jaco, aanhoudelik hê. Anointed and touched by Him at the foot of the cross, every sickness, every loss, I leave. And I am healed today, free and as I pray. Praise your name, praise your name. God always the same. I walk in healing from sin and sickness and need. On that cross at Calvary, Jesus, you save me. En het is heel gemaakt, gesalfd en aangeraakt. Aan die voete van die kruis lê elke gebrek en elke siekte neer. Is klaar genees, gered om vry te wees. Deur die bloed van die lam is ek skoon gewas van
siek en seer. Alle eer aan Jesus my Heer. Prys die naam, oral waar ek gaan, stap ek in genesing, sonder angs en vrese, aan die kruis op Golgotha, het Jesus alles gedra. Alle eer aan Jesus my Heer. Prys die naam, oral waar ek gaan, stap ek in genesing, sonder angs en vrese, aan die kruis op Golgotha, het Jesus alles gedra. Aan die kruis op Golgotha, het Jesus alles gedra. Jesus dra vir ons tot vandag toe. Ek hier is tussen 50 tot 70.000 rand. Is dit om 'n nuwe album op te neem. Ek kan dit op 'n keyboard doen, maar dis nie hoe ek daarvan hou nie. Ek hou maar ons dien 'n God van excellence, so ek hou daarvan om dit te doen soos wat dit vir my mooi en lekker is en die gevoel daaraan. En ek onthou ek het vir die Here gevra, Here, dat as dit U wil is, en ek sal nooit vergeet nie, ek vra nie sommer vir ietsie, maar ek onthou ek het op my groepie gesit dat as iemand sou belangstel om in ons lewe te saai vir die CD, is hulle welkom. En ek sal nooit vergeet daai SMS is nog eens deur toe is dit een van die pastore daarvan Robertson, pastoor Array, stuur hy die eerste, hy stuur die R1000, hy sê, dis my geloofsoffer vir die nuwe album. En ons was so dankbaar en ek was doodstil, nooit weer iets, niksie. En op 'n stadium, ek wil vir julle sê, die vorige keer toe ons die vorige album opgeneem het Jaco vir my gesê, hy sê altyd vir my, maar sit jou voet op die water. En toe, hierdie keer sê hy vir my, weer, maar sit jou voet op die water. Toe sê ek, maar sit jou voet op die water? Hoekom het ek aan mekaar my voet op die water sit jou op die water? Maar nou die vorige keer toe gaan ons, en ons gaan sien die ou wat die album opneem, en ek het R500 in 'n koevert. En jy moet ons nou 50% betaal van die totale, ek onthou die CD daai tyd was, ek dink 35 of 40.000 rand was dit gewees, die vorige ene, en ek het R500 in die koevertjie, en ek praat met hom, ek sê vir hom, Etienne, dit is nou al die goedjies, en hy sê vir my, okay, ek sê vir hom, maar ek het R500, dit is my geloofsoffer. Hy val amper van sy stoel af, gelukkig is hy opgered, en hy kyk my so, hy sê R500, ek sê, ja man, dis my voet op die water. En ek dink dit was letterlik 'n kwessie van 'n maand later, toe gee die Here die volle bedrag een opgaan, sommer net so, net blindelings. En ek onthou hoe ek hom bel en vir hom sê, geef my jou bankbesonderhede. Hy sê vir my, maar het jy die geld? Ek sê, elke sent. Ek sê, betaal, en dan hy het later vir my gebel, en sê, Lizet, wanneer kom jy opneem? Ek sê, maar ek het nie tyd nie. En dit was in 2018, en ek het eers in 2019 Februarie maand aan CD opgeneem, so dat die geloofsoffers daar gaan en groei by hom in sy rekening. En toe hierdie keer, ek onthou my, ek maak baie keer sulke grappies met Joshua, toe kom ek sê, sal Sonny lekkie vir my asseblief wil seën, my CD wil sign, en hy kyk my so, hy sê, nee mama, ek dink, ek het hom seker na genoeg gesaai. Maar in elk geval, dus ek nee, ja, is eintlik maar net 'n ou grappie, maar in elk geval, en ons los sit, en ek sing, ek is in Caledon die dag, sal nooit vergeet nie, en ons is, ek stap in 'n winkel, en julle, ek vertel hierdie storie, nie, onthou net, die oomblik wanneer jy iets gee, om iets te verwag, kan dit nie, ek dink nie persoonlik, dit kan 'n blessing wees nie.
As jy gee om iets te verwag, dan gee jy nie eintlik nie. So ek vertel hierdie storie omdat ek iets verwag het en ek nie eens gedink daaraan nie, maar ek onthou die dag is ek in 'n winkelsentrum en ek het vir my en Jaco 'n koeldrank gaan koop en voor my staan 'n man, dit lyk soos 'n boemelaar, maar hy is nie 'n boemelaar nie. Hy's net hy lyk amper soos 'n buitekind, jy mekaar hare en nie skoene aan nie en hy het koeldrank, want die koeldrank was van hierdie goedkoop koeldrank was op 'n special. En hy het so 4 koeldranke daar, eintlik ek dink 7 gehad, en toe sê die vroutjie vir hom, maar hy het net geld vir 4. En in daai oomblik sê ek, nee, maar gee vir hom alles, ek betaal sommer die res. Hy kyk my so, hy sê vir my, nee. Ek sê, ag, ek wil graag. Ek wil graag dit vir jou gee. Hy sê, maar hoekom? Ek sê, ag, ek somme net, ek druk jou op somme. En ek druk die vreemde man met die mekaar hare en hy sê vir my, baie dankie, maar hoe doen jy? Ek sê, wees ek nou eerlik met jou, wees ek jou sê, die liefde van Christus dring my om sommer net vir jou dit te gee. En hy het geloop, hy het omgekyk, is asof hy dit nie wou glo. En julle, wat is R25? En ek kan nie onthou, ek eers vir Jaco daarvan vertel en ons kom terug by die huis waar ons gebly het en ons sit op die bed, ek kyk toe na die musiek wat ek het in my Bybel gekyk en my foon, daar kom 'n oproep na my foon toe. SMS gaan af. En die SMS sê die volgende: Die Here het nou met my gepraat en ek wil graag R50.000 gee vir jou CD. Wildvreemde mens wat ek nie so goed ken nie, vir wie ek niks gevra het nie, het die Here in daai oomblik, kan jy jou bankbesonderhede stuur. Ek het so gehuil, Jaco het gedink iemand is dood. Voor ek nou met hom kan praat, vir hom sê, maar o ja, ek wil vir jou vertel van die koeldrank, vertel ek hom van die koeldrank, en ek sê, ek glo net is omdat my hart suiwer was vir die R25, dat die Here sommer vir my gekyk het, sal ek daai man help, en daar gee hy vir my die R50.000 vir die CD. En die volgende dag bel ek vir Etienne, ek sê, stuur vir my jou bankbesonderhede. Hy sê, daai R500 gegroei. Ek sê, ja, hy het gegroei, is alles. Ek betaal het sommer nou, dan is dit daar. En ek wil vir julle, ek skryf toe 'n lied. En ek wil hierdie lied vanoggend met julle deel. En dan gaan ek nog 'n liedjie sing en dan gaan ek klaarmaak. En hierdie lied se naam is Voetspore. En julle, ek let op my voetspore deesdae. Ek probeer let op my voetspore. Ek probeer aandag skenk as die Heilige Gees met my praat en vir my sê, jy moenie dit sê nie, moenie dit doen nie, moenie daar gaan nie, moenie terugpraat nie, los dit nie. Gee liefde. Choose to love. Choose to forgive. En ek wil vanoggend vir jou sê, dat onvergewensgesindheid is, ouens, maak klaar daarmee. Dit maak jou dood op die ou end. Dit maak jou dood. Binne maak dit jou dood. En ek skryf hierdie lied en hierdie lied draak op in elkeen wat deel is van ons lewe, ons gemeente. Ons trio. Elkeen van julle wat so deel is, my familie. Dankie vir die voetspore. Weet jy nou wonderlik is om 'n boodskap te kry, Mamma, ek mis vir mamma, wanneer kom julle weer Robertson toe? Maar dan is dit, mamma, eintlik mis Isabel van julle. Kan julle asseblief kom, weet jy nou lekker, is dit om so 'n boodskap te kry. Ja, lekker is dit om 'n boodskap te kry, of 'n druk te kry, of, my skoondogter is 'n warrelkind. Sy is so vinnig soos hy Minnie van haar. En sy sal partykeer verby hardloop, en partykeer sê, wag, ek kom nou, en dan druk sy na hardloop sy weer, en, of my klomp wat sal sê, wat maak julle vanaand? Is van die wonderlikste voetspore in ons lewens, wat ons kan hê. En my skoonseun wat altyd met 'n geweer in die hand loop, om te kyk waar kan hy verskiet, om ook so af en toe net te bel en te sê, Jacobie, wanneer kom julle kuier? So dit is voetspore in 'n mens se lewens. Vriende, vriendinne, gemeentelede, ek love julle. En dankie vir die voetspore, vir die broodjie
Landie, ek gaan nooit geweet het nie, maar vandag weet jy, wat het gehoorsaam jy was by daai broodjie. Dankie vir julle. Eintlik ek sien jou man het hom gebak. O ja, as jy, ja, baie dankie. So, ek wil vir jou vra vanoggend, en ek wil sommer vra dat jy vir die een langs jou sal sê, dankie vir die voetspoor in my lewe. Sit sommer jou hand om die een langs jou, en sê, dankie vir jou voetspoor in my lewe. En ouens, ek wil vir julle aanmoedig, om mooi voetspore in mekaar se lewens te los, want ons het net vandag, ons het nie môre nie. Ons het in ons eie lewe gesien hoe vinnig glip jou lewe verby jou. In een oomblik wat jy wonder, gaan jy nog môre leef. So laat 'n voetspoor wat blywend is en kies om in Jesus se voetspore te volg. Volg hom. Neem hom aan. Okay, ek gaan ons dankie ja. Waar jy lei jou voetspore, kan ander jou maar volg. Waar jy lei jou voetspore, as niemand jou kan sien. Waar jy lei jou voetspore, as niemand jou kan sien. En waarheen stap jy om 'n antwoord te kry? Ek volg die voetspore van Jesus waar hy lei. Al het die ander op my pad reeds omgedraai. Hier die kronkels en die draaie volg ek om. Al wil die mense nie verstaan waaroor Jesus gaan. Waar jy lei jou voetspore, as woorde jou seer maak. Waar jy lei jou voetspore, as jy begin twyfel. Waar jy lei jou voetspore, as die wêreld jou iets aanbied. En waarheen stap jy om 'n antwoord te kry? Die voetspore branders dit wegvee. Of lê jou voetspore op rots met vaste tree. Bou jou pad van rots en nie met korrelsand. Stap agter Jesus aan en vat vandag sy hand. Waar jy lei jou voetspore, kan ander jou maar volg. En waar jy lei jou voetspore, stap Jesus saam met jou. En waar jy lei jou voetspore, as niemand jou kan sien. En waarheen stap jy om 'n antwoord te kry? Waar jy lei jou voetspore, kan ander jou maar volg. En waar jy lei jou voetspore, stap Jesus saam met jou. En waar jy lei jou voetspore, as niemand jou kan sien. En kies dan vandag om 'n voetspoor te laat. Ja, kies dan vandag om 'n voetspoor te laat. Lukas, hierdie is een van my wat Jesus vir die vrou gesê het, ek vergeef jou.
Lukas 7:44. Die genade wat God bewys het. En vanoggend wys sy genade aan elkeen van my en jou. Van ons wat nou geraak het, of teruggeval het, of weet nie waar jy jou bevind op die stadium nie. Julle weet, soos Jesus staan vandag met sy arms oop en hy sê, kom, ek is hier vir jou. Die verlore seun het gehardloop en sy pa het eintlik gehardloop na hom toe en hom vasgegryp en hom vasgedruk. En daarom ek vanoggend hierdie lied sing wat sê, genade is ook vir jou en vir my. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons kan terugdraai op ons pad. Sê die Here, jammer vir die voetspore wat ons gelos het, wat stink of die reuk wat ons gelaat het, wat 'n slegte reuk agtergelaat het. En dankie dat ons kan sê ons is jammer. En dat ons kan nie oorbegin. Dankie ook. Genade. Vieren die Vader
dink hulle wag vir jou kinders en jou kleinkinders vandag. Klein Jackie slaap seker. Dis hulle ouma se kinders. Speel hy nog daar, okay. En ek wil graag vir my pastoor en sy vrou vra kom staan hier by ons, asseblief. En ek weet dis ook sy hart, hierdie lied. Sy hart om te sê, gaan dan heen. Gaan leef Jesus. Gaan leef Jesus daar buite. En dis my en die Akko se wens vir julle. Dat ons Jesus se liefde so sal leef, dat ander sal wil weet wat dit is wat in ons lewe is, om Jesus te kan wees. So dankie ons vir julle, ons waardeer julle en is lief vir julle, en my kinders, dankie vir julle, is lief vir julle, dankie my dierbare Jacoby. Almal vra hoekom noem ek hom Jacoby, is omdat hy so baie vir my doen, Jaco is te min, sy naam is te kort. So ek het sy naam herdoop Jacoby, vir alles wat hy vir my doen. Hierso, kom na ouma toe, kom staan by ouma, kom. So ek wil vir julle vra dat julle sommer julle arms om mekaar sal sit, moenie alleen staan nie, kom my liefste, kom staan my by, wacht, hy kan maar by, hy hou van my. So ons wil vir julle, pastoor, gaan ek teruggeef vir hom die microfoon hierna, en ek weet hy gaan julle seën, maar dit is ook sy hart, wat ons leer ken en is, gaan dan heen, gaan maak een verskil. So kom vanoggend, los dan mooi my skattepaal, en dan wil ek hê, sit jou arm om die een langs jou, moenie julle alleen sit, as julle sien, mense sit alleen, gaan asseblief sit julle arms om hulle, en sê, ouens, familie, ons gaan 'n verskil maak. Dankie vir ons. Dankie oom. Oom Osie moet ook nie alleen sit nie, die oom soek daarvoor om iemand om naby te sit. Okay, dankie ja, gaan ons. Moet jy sit daar by ons. Ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei. Ek is langs jou, om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Druk mekaar stywer. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God Drie-enig sal vir ewig met jou wees. Hier gaan ons. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar.
dit sê, Lizet, Jaco, saam met julle span. Soos die meeste van ons het ek oor my jare die liede How Great Thou Art en Elke Vriend al baie keer gehoor. Maar ek kan met reg sê, Lizet, ek het dit nog nooit gehoor, soos ek het vandag gehoor het. Ek dink nie ek het dit al gehoor mooier as wat ek het vandag gehoor het. Dat dit my meer geraak het as wat ek vandag geraak is. So ek wil vir jou, vir Jaco, vir julle kinders, kleinkinders, sê baie dankie. Dankie dat julle ons gemeente, Oase, ook julle gemeente. En dankie dat julle bereid was om hierdie grootste oomblik met ons mense te kom deel, julle mense. Ek voel eintlik al verleë as ek vandag hier staan en ek met die mikrofoon vat nadat jy opgetree het en nadat jy gesing het. Voel myself te klein om dankie te sê. Maar mag die Here, Jaco, vir jou en Lizet, en saam met julle kinders en kleinkinders seën, terwyl jy so sing vanoggend. Toe dink ek aan die 4 jaar waarna jy verwys, en die swaar en die moeilikheid, en ek sien in my geestesoog hierdie beeld van 'n groot, sterk man wat met 'n massiewe pyl en boog in sy hand staan. En jy en Jaco is daar die pyl met die boog. En hoe dat hierdie 4 jaar julle onder soveel spanning gesit het en soveel vrae in julle harte veroorsaak het en soveel spanning veroorsaak het. Maar dit voel vir my asof die Here deur sy Heilige Gees julle lanseer in hierdie resistance, dit wat daar was, hierdie weerstand, hierdie energie wat vir julle so negatief gevoel het, lanseer julle op 'n hoogte en op 'n koers wat geen mens kon doen nie. En ek wil vandag vir die Here dankie sê. Dankie dat selfs julle pyn en seer nie gemors is nie. Nie iets is wat net gebeur het nie, maar om julle te lanseer op hoogtes wat julle nie geken het nie, vertes en dieptes wat vir julle nog nooit eers 'n gedagte was nie. Mag die Here vir julle ryklik seën. En ek wil vanoggend iets doen. Ek weet, dit is ons gebruik, dis wie ek is. Ons wil elke keer as hier iemand was, ons hande op hulle sit en ons wil hulle seën en ons wil vir hulle bid. Maar Jaco, Lizet, sal julle hier voorkom staan nog vir een keer vanoggend. En dan wil ons asseblief as 'n gemeente vandag vir julle opdra vir hierdie nuwe seisoen. En ek weet nie, Jaco, of daar sagte musiek is wat jy agter kan speel, wat jy kan doen. As dit nie kan nie, is dit ook reg. Dan wil ek jou sommer net nooi kom staan net hier by ons. Want ou Jaco is so agter die skerms besig om 'n groot werk te doen. Nou wil ek die gemeente nooi. Pastoor Reggie, jy moet dit asseblief afneem. Bediening sal wees, ons gaan nou die kollektie bewaak. En ons raak so oor die stil. God al die eer, my wonderste op die aarde en aan die mense welwaar. Die belofte wat die Here vir julle gee is Psalm 4 vers 4. En vir 'n gunsgenoot afgesonder, na wie jy graag luister. Die Here sal vir julle daar. Ons vir julle graag. Hy moet dan sak jou die naam van die Vader. En die Seun en van die Heilige Gees gaan met vrede. Meester sê ek sal jou die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees
sy vrede. Mag die genade van die Here, sy liefde, sy goedheid en sy guns, elke dag met julle wees, tot wanneer hy weer kom. En ek sê, deel glorie aan God tot die eer. Amen. Vader, ons dankie dat ons voor U kan staan. Net om te besef dat U hand is uitgestrek oor U gesalfdes. Het hulle gesalf met U woord. U woord wat lewendig is, kragtig is en skerper is as enige tweesnittende swaard. Dankie vir Psalm 4 vers 4. Sê U het hulle afgesonder vir 'n tyd soos die. Waar hulle gaan, beweeg, sit of staan, waar hulle die woord spreek, sal die lewe deur mense vloei, maar dit sal ervaar dat God Immanuel is. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Wat 'n kosbare hemelse oomblik. Hoor die Here. Sien jy hoe maak ons julle doen? Prys die Here. Kom ons neem ons sitplek en net so vir 'n oomblik. Lift it.